met mense se beurt. Kom ons vra die Here om ons te help met sy woord vanoggend. Vader, ons kom voor U in alle nederigheid. Dankie dat U Gees vir ons gegee het, sodat ons verstaan wat Christus ons geleer het. U geliefde seun. Help ons om die geliefde seun vanoggend beter te verstaan, Here. Ons vra dit uit U genade alleen. Amen. Kom ons blaai na Kolossense 1 en ons gaan van vers 13 af van vanoggend lees, eintlik vers 12. Ons gaan by vers 12 begin en dan lees ons tot by vers 20. Maar ons gaan net vers 13 en 14 vandag en 12, laaste deel van vers 12, 13 en 14. Ons het laas begin raak aan die beeld van Jesus Christus. Ons sal nou na die teks toe gaan daarso. Waar is hy? Kom net daar, sê nou. Goed. Ons het laas geraak aan die beeld van Christus. Soos Paulus ons gehelp het om te verstaan wat dit beteken om tot eer van God te kan lewe. En hoe ek God tevrede stel as ek wegkyk van my eie menslike verstaansvermoë na sy verstaan toe. Sy verstaan van myself. Sy verstaan van menswees. Wat het ons nodig? Waarvoor die evangelie die beeld van Jesus daar is in ons venster. En dat ons dit eerder vertrou as onsself. En 'n goeie anker van ons hele gebed van Paulus wat ons deurgewerk het, is vir ons soos om ons vensterraam te sien waardeur jy kyk as 'n Christen. Jy kyk deur hierdie venster. As jy jou oë verskuif weg van die venster af, dan verloor jy perspektief wat daarmee saamgaan. En jy weet nie hoe om op te tree nie. Maar wat is in hierdie vensterraam wat jou perspektief gee, is die vraag. As almal om jou 'n ander beeld in jou kop in probeer kry, of jy self vir jou 'n beeld in jou kop kry, en jy kyk weg, wat is in die vensterraam wat jou so help? Is die evangelie 'n stel reëls? Of 'n manier van kyk, jy moet net reg verstaan? Of soos daai hologram prentjies wat jy oor kruis moet kyk. Toe ek 'n kind was, het ons daai prentjies uitgebring wat so, as jy die ding kyk, dan is dit net so blur. En hoe jy oor so dwars oor mekaar draai, en dan begin die prentjie nou mooi driedimensioneel daar uitkyk. Is dit so iets? Is dit wat die evangelie is? Jy moet net reg kyk. Paulus kleer vir ons hierdie beeld in die venster en hierdie volgende reeks verse in, sodat ons presies begin sien. Wat is die evangelie wat in hierdie venster voorkom? Wie is Christus Jesus? Dit sien ons hier van vers 12 tot by vers 20. So daar is 'n oorhoofse beeld, en ons sal hom moet in stukke opbreek, want anders is dit heeltemal te veel vir ons. Kom ons lees eers die hele stuk om 'n geheelbeeld te kry, en dan breek ons dit op, om te verstaan wat ons werklik waar in oog het. Wat sien ons as ons deur hierdie venster kyk? Kom ons blaai na Kolossense 1 toe, en ons begin by vers
11 se laaste 2 woorde. Met blydskap moet julle die Vader dank, omdat hy julle geskik gemaak het om deel te hê aan die Heilige se erfdeel in die lig. God het ons uit die mag van die duisternis gered en verplaas na die koninkryk van sy geliefde seun, deur wie ons bevryding, die vergifnis van sondes ontvang het. Die seun is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene oor die hele skepping. Want deur hom het God alles geskep, alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninklike of heersende magte, owerhede of gesagvoerders is, alles is deur hom en tot hom geskep. Hy het voor alles bestaan en in hom hou alles stand. Hy is die hoof van die liggaam, die kerk. Hy is die oorsprong, die eerstgeborene uit die dood, sodat hy in alles die eerste plek kon inneem. Want God het dit goed gevind om die hele volheid in hom te laat woon en om deur hom alles, ja, alles op die aarde en in die hemel met homself te versoen, deurdat hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis. Dis 'n bekvol. Dis die beeld van Christus. Dis wat jy moet raak sien elke keer as jy by daai venster kyk. Dis die riglyn van jou lewe. En ons sien 3 lae in hierdie venster. Soos 'n voorgrond, 'n middeltoneel en 'n agtergrond. En met 'n sentrale figuur waarop alles fokus in hierdie venster. Daar is die koninkryk. Vers 12 tot 14. Dan is daar die fisiese en die geestelike heelal waaroor ons praat. Dit sien ons vers 15 tot 17. En dan is daar die kerk, God se persoonlike gemeenskap, vers 18 tot 20. Maar die figuur, die sentrale figuur is deurlopend hierdie sentrale tema, dit is net een persoon, dit is Jesus Christus, hy is die fokus. Niks anders nie. Niemand anders nie. As hierdie figuur wegval, verloor hierdie stuk teks enige sin. Dit maak nie meer sin nie. So God verplaas ons na sy seun se koninkryk, wat alleen hierdie verplasing moontlik maak. Net Jesus maak hierdie verplasing moontlik. Vers 12 tot 14. Nou wie is Jesus? Wie is hierdie persoon? Dit is net God se seun, Jesus, wat sentraal is in hoe jy God sien en ervaar. Hy is die beeld van God. Hy is die beeld van God se reg, van sy mag, van skepping, sy gesag. Vers 15 tot 17. Wat is Jesus se rol? Net hy hou jou in sy gemeenskap, die kerk in stand as sy koninkryk. Vers 18 tot 20.
So die uitnemendheid, die oorweldige besonderheid van Jesus is sentraal tot die enigste manier waarop ons die evangelie kan beskou. As jy deur daai venster kyk, is dit wat jy gaan raak sien. As ons praat van redding, of as ons praat van omgewing, die heelal, of ons praat van gemeenskap, die kerk, dan is Jesus en sy vermoë sentraal tot die gesprek. Of het nou in ons kop is, of onder mekaar is, of na buitentoe is. As Jesus nie sentraal is nie, maak die gesprek nie sin nie. Jesus se invloed is van die grootste tot die kleinste begrip die sentrale balans wat moet voorkom. As dit nie so is nie, dan raak ons begrip skeef. Dit raak uit balans uit. Dit raak vernietigend. Wat ons dink, wat ons begeer, wat ons doen. So kom ons kyk na die eerste deel van hierdie prent, die voorgrond. Kom ons kyk na die basis van vers 12 tot by vers 14, die reddingswerk wat in Jesus plaasvind. Ek het dit nou die voorgrond gedoen. Miskien moet ons die agtergrond doen. Dis die agtergrond waarop die hele toneel plaasvind. Die reddingswerk wat in Jesus plaasvind. Dit sien ons vers 12 tot 14. Kom ons lees dit weer. Julle moet die Vader dank omdat hy julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfdeel, aan die heilige se erfdeel in die lig. God het ons uit die mag van die duisternis gered en verplaas na die koninkryk van sy geliefde seun, deur wie ons bevryding, die vergifnis van sondes ontvang het. Jesus as redder, koning, redder, ontvang ons in sy koninkryk. Dis wat hier gebeur. Paulus se gedagtegang begin al reeds in vers 12 met die blydskap en die dankbaarheid wat in ons is, want ons word deur God die Vader geskik gemaak om in die sonskyn koninkryk van sy seun te vestig. Jy is geskik gemaak. Hoe op aarde? Om geskik te wees is 'n baie belangrike konsep in hierdie stuk. Jy moet geskik wees. Want dit plaas ons in 'n ongemaklike wegspringplek. Want ek is eers ongeskik vir God se koninkryk. Dis waar ons begin. So daar is iets wat ek oor myself eers moet verstaan. Wat bedoel jy, Paulus? Geskik wees. Ek probeer tog goed te doen in my lewe. Ek probeer tog reg doen. Ek is daarom nie soos 'n paar ander wat ek ken nie. Ek probeer daarom die Bybel nakom. Ek probeer daarom God dien. Ek probeer die leiersels by mekaar hou vir almal om my se onthaalwe. My familie, my besigheid, my vriendekring. En tog
is daar die knalende gedagte in my agterkop. Sê nou maar ek is nie goed genoeg nie. Sê nou maar ek vou iewers. Wat dan? En om so te dink, wys eintlik maar net hoe donker is die plek van waar ek en jy oorspronklik kom en dink. Ons is ongeskik. Ons is verlore. Ons dink ons is in beheer van onsself en ons situasies om ons, maar ons is nie. Waaruit moet God jou red? God het ons uit die mag van die duisternis gered. Vers 13. Ons volg lewenspatrone sonder God, waarmee ons dink ons is in beheer van ons lewens, maar is vals vorms van hoop wat vir jou geoffer word deur die slawe-eienaar self, die verleier, Satan, wat jou besit, wat jou ongeskik los. Want jy is 'n slaaf daarvan. En jy sal die beste in jou lewe probeer doen. En jy sal die slawe patroon daarvoor gebruik. Jy sal misluk. Jy is in die mag van vals, duister, leuns, wat jy as die waarheid beskou. Dink maar aan jou eie coping meganismes, jou planne wat jy maak, as is wat jy aangaan in die lewe. Jy skree op iemand. Jy verklei neer hom. Of haar. Jy paai. Jy vlei. Jy ontwyk. Jy gryp na iets anders om jou te vervul. Jy ondermyn die persoon by ander mense, sodat jy beheer kan kry. Jy gebruik logika. En so slaan jy die ou met die logika. En so kry jy jou sin of beheer. Of kry jy? Nee, jy kry 'n vals beeld van jou sin kry, 'n vals resultaat, want jy het nie beheer nie. Die persoon onttrek net. Jy het nie die persoon oortuig nie. Die probleem is nie regtig opgelos nie. Die ander persoon het net onttrek of is uitgesluit. Daar's nou 'n gat. En nou moet iemand die skuld kry vir die gat. Dit kan nie ek wees nie. En nou raak dit erger. Nou skep jy die donker uitkyk 'n idee by my van God se invloed in my lewe is my vyandig gesind. Hoeveel keer doen ons nie dit nie? Ons blameer God vir ons probleem. Hy kan nie reg wees nie, ek is reg en ek verwerp sy gesag. Ek raak 'n rebel. Dit is wat sonde is. Dit is die doodsheid van jou gewete. Jy sterf. Dit is 'n vals beeld van beheer, van wat waar is. Jy kyk nie deur daai vensterram van die evangelie as jy so dink nie.
En ek is God nou vyandig gesind, vervreemd van hom. Nie andersom nie. Kyk na vers 21, om ons te help verstaan, ek sal dit vir julle lees. Vers 21 sê, ook julle was voorheen van hom vervreemd. Ja, vyandig gesind teenoor hom, op grond van julle slegte dade. Jy is nie in beheer nie. Jy is buite beheer. Adam is daardeur. Eva is daardeur. En toe wys hulle vingers vir mekaar. So hoekom is ek en jy dan nie daar nie? Ons moet daaraan wees. Dis waar ons begin. Ek het geen regte perspektief nie. Ek is ongeskik vir die koninkryk van die lig van Jesus Christus. Dis waar ons begin. En dit bring ons by vers 12, die goeie nuus. God maak ons geskik. Hoe maak God ons geskik? Hoe weet ek is geskik gemaak? Daar's twee goed wat met ons moet gebeur om geskik te wees vir Jesus se koninkryk. Vers 13. God het ons uit die mag van die duisternis gered en verplaas na die koninkryk van sy geliefde seun. Die twee goed wat met jou moet gebeur, is jy moet die duister plek verlaat. Hoe jy oor God dink en met jou gedrag optree moet verander. En die tweede ding is, jy moet toegang kry tot Jesus se koninkryk. Jy moet vry wees van jou rebellie. Jy kan mos nie 'n rebel in 'n koninkryk in toelaat nie. Maar hier is die probleem. Jy is 'n slaaf van jou duister insig en jou rebellie. Jy is verslaaf daaraan. Jy self kan nie een van hierdie twee stappe neem nie. Dis hoekom Paulus dit so moet skryf. Jy is soos 'n plant in slegte grond. Jy wil groei, maar jy kan nie. Jy besef nie eers hoe swak is die grond in wat jy groei nie. Jy is verlief op daai grond. As die drie enige God nie self ingryp en jou red uit hierdie duisternis uit nie, en jou verplaas na God, na Jesus Christus se koninkryk nie, is daar geen oplossing van jou probleem nie. Hy bring jou in sy lig, sy insig in, volgens laaste deel van vers 12. Laaste deel van vers 12 sê, hy gee ons deel, hy het ons geskik gemaak om deel te hê aan die heilige se erfdeel, waar? In die lig. En net die volgende sin sê, jy's in die duister. Hy bring jou in sy lig, in sy insig in, sodat jy kan sien wat jy doen, hoe jy rebelleer en verlore is. En dan as jy dit besef en om hulp roep, want jy kan jouself nie daaruit red nie, dan red hy jou. En hy verplaas jou na sy seun se koninkryk.
Ons het dit al gesê, hierdie verplaas is 'n landbouterm, dis verplant. Hy verplant jou. Hy grawe jou uit soos 'n plant, met wortel en al. En dan dra jou in sy seun se koninkryk in, en hy plant jou in die gesonde grond, en hy sorg vir jou. Nou kan jy groei. Nou kan jy vrug dra. Maar om dit te doen, het God 'n instrument nodig. Hy het 'n graaf nodig. En dit bring ons by vers 14. Dis sy geliefde seun deur wie ons bevryding, die vergifnis van sonde ontvang het. Nou tree God in die persoon van Jesus Christus na vore in hierdie stuk. As die koning wat alles namens jou voorsien het. Bevryding en vergifnis van sonde. Van rebellie, vergifnis van rebellie. Jy moet bevry word van jou duisternis. Dit beteken jy moet vergewe word van jou sonde rebellie. En soos 'n slaaf moet jy vrygekoop word deur iemand anders. En soos 'n rebel kan jy net vergewe word as iemand anders te vir jou rebelliese straf instaan. Jy het genade nodig. En dit maak Jesus die middelpunt van die genade wat aan jou aangebied word. Dit maak Jesus die middelpunt van jou redding, die middelpunt van jou verplasing na sy koninkryk toe. Net Jesus is in staat om jou vry te koop. Want hy betaal die losprys met sy heilige lewe wat hy gelewe het, vry van sonde. En dan betaal hy as 'n vry persoon die losprys as hy sterf vir jou slaweprys. En net Jesus is in staat om vir jou rebellie in te staan. Want hy lewe 'n lewe sonder rebellie. En dan staan hy in vir jou straf as rebel aan die kruis. Hier is die wonder daarvan. Hy is God. En hy is bereid om dit te doen vir jou. En hy doen dit een keer aan die kruis en dit herhaal vir elkeen wat om hulp roep vir hierdie genade. Elkeen. God sluit niemand uit wat om hulp roep nie. Het kos hom alles. Soos daai storie van die vark en die hoender. En die hoender kom by die vark en hy sê, hierdie boer versorg ons so goed. Kom ons gee vir hom ietsie terug. Môreoggend maak ons vir hom bacon en eiers. Ek sal die eiers gee. Kan jy die bacon gee? En die vark kyk hom so en hy sê vir hom, ek kan nie. En die hoender sê, maar hoe's dit? En die vark sê vir hom, vir jou is dit iets wat jy opgee. Vir my is dit alles. Dis wat God gedoen het. Dis wat Christus gedoen het. Hy is soos 'n slagdier geoffer. Maar dit is vir almal wat uitroep na hom om genade. Roep uit om genade.
God se verplasingsinstrument, Jesus Christus, werk altyd, hy is suksesvol, hy red altyd. Kom ons kom terug na die venster toe. Wat is in ons venster? Wat sien ons? Jy begin 'n beeld kry van 'n koning, Jesus Christus. Hy bedreig jou koninkryk van jou gedrag en van hoe jy dink, van jou duisternis, van die valse idees wat jy glo. Dis wat ons dink. Maar hy is God se geliefde seun. Dit is waarvoor hy gekoninkryk staan. Sy heerskappy is geliefd by God. Jesus se heerskappy is geliefd by God. God is mal daaroor. Dit is die koninkryk waarteen jy rebelleer. En dit is die enigste koning wat jou kan vrymaak. Hou op rebelleer. Bely jou rebellie en aanvaar die bevryding en vergifnis wat net hy kan bied. Maar nou is jy 'n Christen. Jy is verplant na sy koninkryk. Jy is vry om sy geliefde regering te aanvaar, te ervaar. Soos in sy evangelie vervat is. Jy mag die vrug dra wat sy lewe voortbring. Dis vir elkeen van ons, elke Christen, dis vir ons gegeen. Dis wat ons moet wees, dis wat ons is. Moenie toelaat dat hierdie beeld van Jesus vervang word in die venster nie. Hou dit. Moenie van uit jou verlede as 'n rebel of enige ander voorskrif of versoeking dink dis waar nie. Dit is vals. Jesus se beeld, soos die evangelie vir ons voorhou, is eg, suiwer. En daaroor praat ons volgende keer. Wat is hierdie beeld werklik? Kom ons bid saam. Here, dit is soos die lied wat sê, Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. For when your eyes are on this child, your grace abounds in me. Vader, help ons om ons oë op Christus gefestig te hou. Amen. Kom ons vra ons gitaarspelers om vir ons die volgende lied te kom speel. Ons gaan staan en dan sing ons dit saam. Al my twyfel bring ek Jesus. Hy sal sy belofte hou. Nimmer sal hy my beskaam nie. Op sy woord kan ek vertrou. Kom ons sing dit saam. Al twyfel bring ek Jesus. Hy sal sy belofte hou. Nimmer sal